is die erediens. Dit is koud en nat, so hierdie tyd van die jaar is 'n bietjie ongewoon, maar dit is nou nie iets waarin ons kan nie iets daaraan doen nie. En eintlik is mense ons maar altyd dankbaar vir reën, al is dit nou 'n bietjie kouddaag. So ek neem aan die Vadersdag braai word nou een of ander sopdag of so iets. Maar julle moet dit maar geniet wat ook al julle doen. Ons tema vanmôre Paase skoene, so op Vadersdag, en die teks is Nehemia hoofstuk 13 vers 10 tot 14. Maar voordat ons nou verder daaroor gesels, kom ons begin deur lekker saam te sing. Ons voorsangliedere is lied 478 vers 1 op vaste fondamente en dan lied 475 vers 1 en 2, Allerhoogste Hemelvader, en dan bly ons staan vir ons aanbiddingslied, lied 253 vers 1 en 2, U het die brood gebreek. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Stop.
Dit is Vadersdag vandag, so baie geluk aan al die vaders en oupas en vaderfigure in ons gemeente. Ek hoop julle het 'n bederfdag en afgesien van die mistroostige weer, dat julle 'n mooi en lekker dag sal hê en dat julle gewaardeer voel vandag. Dit is gewoonlik mos nou die probleem dat by paas word dit as vanselfsprekend aanvaar dat jy 'n pa moet wees. En wat moet 'n pa wees? Flip en alles. So baie gelukkige Vadersdag. Vandag is die dag wat jy waardeer word vir die feit dat jy min of meer alles moet wees. Van 'n mechanic tot 'n dokter, tot 'n, ek weet nie, 'n kok en elke ding. So baie gelukkige Vadersdag. Ons waardeer vir julle, dankie vir die rol wat julle nie net in die gemeente nie, maar in elkeen van julle huise ook speel. En die feit dat julle op elke dag op 'n klomp verskillende maniere pa in iemand se lewe is vir daai oomblik, selfs al is dit net deur vir iemand is ordentlike handdruk te gee. Ons waardeer julle. Dit is nou vakansie of eintlik nee, dit is nog nie vakansie nie, maar dit is vakansie. So daar is nie kategese en sulke goeders nie. Dit sal eers weer na die vakansie in aanvang neem en aan al die ma's en pa's en ouma's en oupa's baie sterkte. Dis vakansie. Die skole sluit Vrydag offisieel, maar ons weet mos nou dat dit nou alreeds al lankal eintlik 'n aanvang geneem het. So die hengelkompetisie lê voor. Julle moet asseblief nie vergeet daarvan nie, en terwyl dit nou vakansie is, het jy nou eintlik die ideale kans om bietjie juis om die besige voetjies en handjies en lyfies besig te hou. Haal al die goed uit, hulle moet begin skoonmaak en stroppe maak en al die dinge. En dan terwyl dit nou vakansie is daar ons 'n ideale geleentheid om bietjie te gaan oefen. Selfs al doen jy dit in die veld of op die rugbyveld net om jou casting te gaan oefen of wat ook al. So dit lê voor, julle moet nou al begin oefen. En onthou asseblief dat dit nie net vir hengelaars is nie, dis nie net 'n kompetisie nie. Dis een van ons gemeente se baie lekker saamkuier geleenthede, 'n lekker kamp naweek, so jy kan of in en uitry of jy kan kom saam kamp of wat ook al, maar dit is 'n baie lekker familie naweek ook, afgesien van die feit dat daar 'n hengelkompetisie is. Dan sal julle sien in die blaadjie het ons 'n afkondiging oor die lidmaatregister. Ek wil tog vra. Ons het dit so net nadat ek hier gekom het ons dit ook gedoen, maar ek wil nou vra dat ons dit weer sal doen. Ons het nou 'n klomp statistieke en goed gedoen reeds en ons moet ook nou nog weer 'n klomp statistieke doen. En in die proses het ons agtergekom dat daar 'n klomp leemtes op die lidmaatregister is. Mense se goed wat verander het of mense se goed wat nie volledig is nie, en daar het ook heelwat beweging plaasgevind. Mense wat ingekom het in die gemeente en 'n paar mense wat nou uitgegaan het. Asseblief doen die moeite om of die elektroniese een waarvan die skakel ek op die WhatsApp groep uitgestuur het, of die elektroniese een in te vul, of hier is lidmaatskapvorms hier voor by die ingangsportaal, en die diakens gaan ook met die wijkslyste deur die wyke beweeg. Doen asseblief die moeite. Al is jy nou al van voor die gemeente se bestaan al reeds in die gemeente. Doen asseblief die moeite en vul asseblief die vorm in. Dat ons net kan seker maak dat almal se inligting weer korrek is op die lidmaatskapprogram. Nou, ek weet, jy het dit nou al 430 miljoen keer gedoen, doen dit nou maar nog 'n keer. Asseblief, ons wil net seker maak oor almal se inligting. En nee, dit gaan nie daaroor dat ons wil weet hoeveel mense hier is vir die synodale aanslag nie. Synodale aanslag het niks met die hoeveelheid lidmate uit te waai nie. Ons wil weet, so boonbehalwe vir statistiek, ek self het ook nou al 'n paar keer mense probeer bel, wat siek is, of 'n verjaarsdagboodskap probeer uitstuur. En dan kom dit nooit by die persoon uit nie, want die telefoonnommer wat ons op die sisteem het nou al intussen 4 keer verander en ons weet dit. So asseblief laat ons daardie inligting net weer opdateer. En dan
NG Welsyn het gevra dat ons sal vra vir klere. Nou, hulle het by die skole ook gevra, so amper oor al die organisasies en die instansies in die omgewing stuur op hierdie stadium boodskappe uit, waar NG Welsyn vra vir klere, vir hulle klerebank, juis nou met die winter saam. So of jy nou die klere hier by ons ingee en of jy dit nou by die skool ingee of waar jy dit ook al ingee. Asseblief, daardie klere wat julle nou gaan uitsorteer in die vakansietyd van Boetie en Sissie wat te klein is, of daai baadjie wat ma nou al hoeveel keer wou uitgooi omdat pa hom eenvoudig net te veel dra, dis nou die geleentheid. Maak dit nou maar by mekaar sommer in 'n swart sak en kom laai dit hier by die kerkkantoor af en dan sal ek met alles ry daarna die Welsyn kantore toe. Juis daardie klere wat jy uitgooi, is die klere wat iemand anders nodig het om bietjie warm te kry hierdie winter. So help ons asseblief daarmee. Dan by die vorige kerkraadsvergadering van die 7de is Judith Rousseau verkies as die ouderling by wijk 3. Dit is nou in die plek van Lida en waar is dit Lida nou? Daar die kant. Lida het bedank, sy klim nou 'n bietjie af want sy voel sy het na die 330 jaar wat sy diens gedoen het, voel sy dit is nou 'n bietjie iemand anders se beurt. Lida, baie dankie vir jou tyd op die kerkraad, vir al die moeite en die energie en alles wat jy ingesit het. Sy gaan nog steeds in die wijk betrokke bly, maar sy voel dat sy dit nou op 'n ander manier wil doen as in die kerkraad se portefeulje. So Judith Rousseau is verkies in haar plek en ons gaan dit volgende week weer afkondig en dan as enige iemand voel dat hulle betoog of wil betoog teen haar verkiesing, dan moet julle dit skriftelik doen met 'n opgaaf van redes en daardie dokument moet my bereik voor die 29ste om 12 uur, anders gaan ons voort om haar te bevestig Sondag die 5de Julie. En dan het ons nou verjaarsdae hierdie week. Vandag verjaar Deedrey, Fourie, ek het daar nie gesien nie, maar Cathy ook, sy verjaar ook vandag so op Vadersdag. Cathy, baie geluk met jou verjaarsdag. En dan die 24ste verjaar Isak van Sail Jr. Dis jou vrou, jy kan maar soen gegee het vandag. 2 soene is okay. Isak van Sail Jr. is hy hier, hy is nie. Wie sal sy sjokolade vir hom vat asseblief? Nie een van die van Sails is hier nie, daar, die kant, daar sal. En dan iemand wat Deedrey se sjokolade vir haar sal vat asseblief. Is daar nie iemand wat hierdie week haar moontlik gaan sien? Ok, ons sal dit uitsoek. En dan die 25ste verjaar Monique Kotse. Sy is ook hier, iemand wat haar sjokolade sal vat, asseblief. Hulle moet dit maar kom haal hier. En dan by die voorbidding het julle gesien die name wat daar op is, nog steeds die Whitehorn familie. Sover ek verstaan gaan dit beter. Hy is nog in die intensiewe sorg, maar dit gaan beter. Hulle het die ventilator al afgehaal, so dit gaan beter met hom. En dan nou ook Elna. Elna het weer geval en haar arm gebreek, so sy is in die hospitaal in Klerksdorp. So ons dink asseblief aan hulle. En dan dit is nou Vadersdag, so ek wil vra dat al die kinders asseblief sal vorentoe kom. En ons weet jy het vergeet om 'n geskenkie te kry. So ons het dit gesorg. So kom asseblief vorentoe, kom haal 'n geskenkie hier, sodat julle dit kan gaan uitdeel asseblief. Samewerking, gou. Dis nog nie heeltemal vakansie nie. Kom. En nie net vir jou eie pa nie,
Jy moet meer as een geskenkie kom haal, sodat jy vir al die mans vanmôre kan 'n geskenkie kry. Want jy is op die een of ander manier, speel jy, het jy 'n vader rol wat jy speel. Baie dankie. Jy sien julle, dit is nogal die moeite werd. Dit is 'n manlike koekie hierdie. Dis die moeite werd. En hier is 'n komman, julle moet dit nou opsit. Dit is, ja, ek moet nou glo verduidelik wat dit is. Hierdie is spesifiek vir jou bakkie, vir die sunvisor. Jy gaan hom nou daar op die, wat is die Afrikaans vir 'n sunvisor? Die sonskerm, sonvlak. En nou nog 'n pisangbroodjie ook. Ja, ons kan meer Vadersdag. Elke tweede son. Maar in 'n geval, jy sit hierdie op jou sonskerm en dan is dit nou sodat jy jou dokumente of die petrolstrootjies of wat ook al daar kan indruk dat dit nie die hele bakkie vol lê nie. Saartjie, wat is 'n mooi woord vir 'n sunvisor? Dit kan nie sonskerm wees. Sonvlak. Ek gaan dit soek. Ek sou miskien ek wil weet. Is hier nog enige mans wat nog nie gekry het? Of wat John moet nog kry? Wie moet nog kry? Selfs al is jy getroud en jy het nog nie kinders nie, dan is dit prepaid. Leonor, het jy gekry om vir Kobus te vat? Mooi. Mooi dan, baie dankie vir die pisangbroodjies. Okay, die wat nou nog nie gekry het, julle moet nou maar na die tyd kry, asseblief. En as daarvan die dames is, wie se mans by die huis is, kan julle ook na die tyd kom kry om saam te vat huis toe om vir hulle te gaan gee namens ons asseblief. Okay, kan ons daar gaan as ons nou klaar. Margriet het vanoggend geopen daar in die konsistorie en sy het gebid en gesê dankie vir die pappas wat sorg dat hulle mense kerk toe kom, wat hulle mense kerk toe bring. En dis nou so in die kraal oor dit wat ek nou vanmôre oor wil gesels uit die Nehemia teks uit. En die aanvangswoord teks wat daarby aansluit is Hebreërs 10 vers 19 tot 25. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhanging heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekering, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. En dan hierdie is belangrik. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is.
Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. Vir die van julle wat hierdie teks ernstig opneem, wat nou met ander woorde vanmôre hier is, ek groet julle in die naam van God ons Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek gee nou geleentheid vir verootmoediging, stilgebed, om ons stel voor te berei vir ons ontmoeting met die lewende Here. Amen. Terwyl ons sit, sing ons nou ons toetrede lied 257 vers 1 tot 3. O Heer, maak oop my hart se poort. Here almagtige God, ons het nou gesing, o Heer, maak oop my hart se poort. En dit is ons gebed, wanneer ons hier op hierdie manier by mekaar kom as 'n gemeenskap van gelowiges. Want Here, ons verlang daarna, smag daarna, dat U deur U woord, die heilige openbaring, Here, U self nog bietjie meer aan ons sal kom openbaar. U doen dit elke dag, maar op 'n baie spesiale manier, wanneer ons soos vanmôre hier by mekaar is. Dankie vir die voorreg, dankie vir die geleentheid, dat ons wel die samekoms kan bywoon. Dat U ons op so goddelike manier daartoe in staat stel, en help ons om dit nooit as vanselfsprekend te mag aanvaar, dat ons wel 'n kerk het, dat ons wel 'n erediens kan bywoon, en dat ons wel 'n gemeenskap van gelowiges het, wat saam met ons op 'n spesiale manier op 'n Sondagoggend by mekaar kom. Here, laat ons nooit verslap om dit getrou by te woon nie. Laat ons nooit, Here, in die gewoonte kom om sommer maar net lukrake, gemaklike verskonings uit te dink, dat ons dit afskeep nie, want hier, Here, op klomp ander maniere ook, maar met hierdie geleentheid is dit 'n spesiale manier wat U ons kom seën met U goddelike teenwoordigheid. En daarom bid ons, Here, dat ons vanmôre goddelike ervaring sal hê. Kom spreek, Here, U kinders luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons teks vanmôre is Nehemia hoofstuk 13 vers 10 tot 14. Esra en Nehemia is twee van die groot profete wat groot werk gedoen het
om weer die geloofsgemeenskap by mekaar te bring, toe hulle toe nou weer in die beloofde land na ballingskap teruggekom het, en nou doen hulle groot moeite om die ouens weer te inspireer, onder andere om weer die tempel, na die tempel toe te gaan en die eredienste by te woon. Nou, deel van die preek wat hier Nehemia gelewer het, is nou hier die perikoop wat ons nou lees saam met my. Ek het ook verneem dat die rantsoene van die leviete nie gegee is nie, en dat hulle, die leviete en die sangers wat ons diens doen, pad gegee het, elkeen na sy grond. Ek het die gesagsdraers verwyd en gevra, waarom word die huis van God verwaarloos? Toe het ek die leviete byeengebring en hulle op hulle plekke laat aantree. Die hele Juda het die tiendes van koring, nuwe wyn en olie na die stoorkamers toe gebring. Nou wat hier gebeur het, is dat die volk het nie meer die byeenkomste getrou bygewoon nie. Onder andere het hulle ook toe hulle tiendes nie gebring nie, en hulle het die leviete en die sangers se lewensonkoste nie meer gedra nie. En toe het hierdie ouens, omdat hulle nie meer kon oorleef nie, het hulle toe nou teruggegaan na die grond toe, en het hulle toe nou weer onder andere weer begin boer, omdat hulle nie meer kon oorleef uit die rantsoene wat aan hulle verskuldig is deur die geloofsgemeenskap. En hy het toe nou uitgegaan en hulle almal weer by mekaar gebring, en hulle het vir hulle gesê, kom doen weer die diens in die gemeente, soos wat julle veronderstel is om te doen, en nou spreek hy die volk aan, om vir hulle te sê, julle is veronderstel om agter hierdie ouens te kyk, sodat hulle diens in die tempel kan doen. Ek het Selemja, die priester, Salok, die skrifgeleerde, en Sakur, seun van Matanja, as hulle regterhand, omdat hulle betroubaar geag is. Dit was hulle taak om die rantsoene aan hulle amptsgenote uit te deel. Hulle was eintlik die ouderlinge en die diakens in daardie geloofsgemeenskap, wat verantwoordelik was daarvoor om die rantsoene by mekaar te maak, en juis aan die leviete en die sangers daarna uit te deel, want dit was hulle lewensonderhoud. En dan skryf hy, dink hieroor aan my God, en moet tog nie my troue liefdesdiens uitwis wat ek in die huis van my God en vir my diensbeurte daarvan gedoen het. Ons lees tot sover. Nou, Nehemia en Esra, julle sal onthou, Esra en Nehemia het onder andere die opdrag van God af gekry in 'n visioen om weer die mure en juis die tempel te meet. Julle ken die storie van daai hele visioen. En hierdie twee saam was verantwoordelik vir een van die grootste revolusies in die Ou Testament wat ons vandag nog ken. En dit gaan juis daaroor dat die ouens het na ballingskap teruggekeer, en nou het hulle hierdie gewoonte gekry dat hulle eintlik nie meer nodig het om die tempeldiens, die samekomste by te woon nie, en die bywoning van aan die tempel en die rites, die nakom van die rites, was die fokus spesifiek by Nehemia. Esra met die oprigting van die tempel en die herbou daarvan, Nehemia om die ouens te kry om weer die samekomste by te woon. Want sien, die volk het na Rehinus toe teruggekeer. Toe hulle in ballingskap weggevoer is, die ouens het, wat hulle toe nou, wat die stede oorgeneem het onder andere die tempel afgebreek, en toe nou 'n klomp tempels vir hulle gode opgerig. Nou kom die ouens uit ballingskap terug,
En al die werk wat deur die vorige geslagte gedoen is, met die oprigting van die tempel en die stad en dies meer, is nou teen die grond. En nou is hierdie ouens half moedeloos, want hulle het ook boonbehalwe dat hulle terugkeer na platgeslaane geboue en tempels en dies meer, het hulle ook half teruggekeer en is hulle versorg vir 'n lang tyd en het hulle nou hierdie gewoonte of hierdie idee gekry dat God is oorbodig. Want hulle het tog mos nou in die diaspora het hulle oorleef sonder 'n tempel. Soos wat mense mos nou gedoen het in COVID. Hulle het nog steeds was hulle deel van 'n kerk en het hulle nog steeds op 'n manier was hulle gelowiges en Christene, selfs al het hulle nie noodwendig die eredienste bygewoon. Selfde idee. En het hulle teruggekeer en is hulle versorg. En die ouens het nou weer het hulle werke gekry en hulle het rolle wat hulle speel in die gemeenskap en dies meer sonder 'n tempel. So nou het hulle hierdie idee dat God is oorbodig. Nie net die eredienste en die rites en die kultusse rondom die tempel nie, maar ook daarom dan God. Want weet ons mos nou in ons milieu dat die mense het hierdie idee gekry, juis in COVID onder andere, dat hulle nie mag kerk toe gaan nie. Nou hoef hulle nie kerk toe te gaan nie, want hoekom? Bring die kerk jou in die hemel? Nee. Die kerk bring jou definitief nie in die hemel. Dit weet ons tog mos nou. Daar's een manier en dit is jou oorgawe aan die Here Jesus Christus. So mense kry die idee dat ek het nie die kerk nodig nie. Afgesien van die feit dat hulle nie mag kerk toe gegaan het nie, het 'n klomp mense toe nou op daai stadium in die gewoonte geraak om die eredienste op hulle fone te kyk. En met die groot revolusie voor dit nog met Benny Hinn saam en al daai ouens met die televisie eredienste, die tele-evangelists. Jy kon die televisie aanskakel en dan DStv en dan gaan jy na die godsdienstkanaal toe en dan kan jy kies watter erediens woon jy by uit die gemak van jou eie TV-kamer of sitkamer, lekker in die lazy boy nog steeds met jou pyjamas en jou pantoffels aan met 'n koppie koffie. En as jy nie hou van wat die ou sê, dan gaan jy na die volgende kanaal toe tot jy op 'n erediens afkom en waarvan jy hou. En selfs nog voor dit met die eredienste wat op die radio uitgesaai is. En vandag nog steeds was dit baie lekkerder om op 'n mistroostige dag soos vandag eerder om die kombuistafel, daar waar die koolstoof aan is en uit te gee, om eerder nou maar by die huis te bly en dan sommer terwyl jy ontbyt eet, of selfs terwyl jy ontbyt maak, luister jy sommige goeie erediens op die radio net om jou gewete te sus. En die idee is verder geskep of verder verdiep dat in ons milieu, dat daar is so baie ander dinge om te doen as om die kerk by te woon, dat ek luister sommer maar gou die boodskapie wat die dominee uitstuur op WhatsApp, want ek is besig. Ek het 'n veel ander werk en in oestyd is dit nou juis wat gebeur. Baie ouens voel dat nou maar ek gaan nie die erediens bywoon nie, want al gaan ek nie noodwendig vandag oes nie, kan ek 'n klomp ander goed doen, soos om gou daai dering te vervang, of om gou te sorg dat alles diesel in het, sodat wanneer almal opdag vir werk maandagooggend, dat alles reg, julle weet waarvan ek praat, né? En Kores was 'n heidense koning. En Kores, die heidense koning, het hulle die geleentheid gegee om terug te keer na die beloofde land toe, uit ballingskap uit. So as Kores, wat 'n heidense koning is, dit bewerkstellig het, dat die ouens terugkeer, wat is God se rol dan nog in ons lewe? In ons tyd,
as werk dit mos nou maar so dat as die wêreld vir ons enige geleentheid gee om nie die erediens by te woon nie, soos Vadersdag of vakansie, dan is ons gemaklik om 'n klomp verskonings uit te dink, om nie noodwendig kerk toe te gaan nie, of om nie noodwendig meer erns te maak met ons godsdienst en met God nie, want hoekom? Die wêreld skep by ons die idee dat ons nie God nodig het, soos in hulle tyd Kores, wat heidense koning is, wat hulle weer laat terugkeer het na die beloofde land. Dit was nie, binne hierdie konsep, was dit nie God wat hulle laat terugkeer het nie. Dit was 'n heidense koning. So hoekom het ons God dan nog nodig? Die tempel is afgebreek en nog steeds oorleef ons. So hoekom het ons die tempel nodig? Ek kan oorleef sonder die kerk. Ek kan oorleef sonder God. Is die idee wat geskep word. En hierdie is 'n klein deel van die groter preek wat Nehemia gelewer het. Hier is maar 'n klein perikoop daarvan. Wat hy met die ouens praat oor hulle prioriteite. Want hoekom het die Lewiete nodig gehad om terug te gaan na hulle grond toe in die diaspora, mind you, om weer 'n lewe te gaan skep, want hulle lewensonderhoud word nie betaal vir die diens wat hulle lewer in die tempel nie. Hoekom nie? Want die ouens gaan nie meer nie, in die eerste plek. In die tweede plek, wanneer hulle gaan, dan lewer hulle nie meer hulle tiende nie. Hoekom? Want die idee, die kultuur word oorgelewer, dat God oorbodig is, dat eredienste oorbodig is, en dat jy nie nodig het om jou tiende te gee. Dis die idee wat geskep word, wat oorgelewer word. En nou sê Nehemia in sy preek, dat onthou, terwyl julle nou terugkeer na die beloofde land, al was julle, wel, ten minste die vorige geslagte, al was hulle hier, is dit kans vir nuwe geleenthede. Terwyl jy nou weer 'n nuwe lewe kom maak in die land, selfs al was dit nou Kores wat julle laat terugkom het. Terwyl julle nou 'n nuwe geleenthede het om 'n nuwe lewe te maak, juis daarom is dit 'n nuwe geleentheid vir groter skoene. Gaan lees nou maar die res van die perikoop wat voorafgaande is van die teks wat ons nou gepraat het. En dis die metafoor waarby ek wil aansluit vanmôre. Die groter skoene. Want hierdie ouens het gesê, ons voorouers het die drempel van die tempel deurgetrap. Ons het nie nodig om dit te doen nie. En Kores sê, nie Kores nie, Nehemia sê, Kores het julle teruggebring en gee vir julle skoene, maar juis daarom het julle nou 'n groter verantwoordelikheid om groter skoene aan te trek as die vorige geslagte, sodat julle groter spore kan trap, dieper spore kan trap, juis in die drempel van die tempel. Omdat die vorige generasies die skoene gedra het, wat hulle die drempel deurgetrap het, juis daarom moet julle nou groter skoene aantrek, sodat julle met nuwe geleenthede saam groter spore agterlaat. En Kores, Nehemia sê, die geleentheid wat Kores vir julle bied, is juis die geleentheid wat julle moet aangryp. Die vorige geslagte het daardie tradisie, die kultuur, godsdienst, die kerk, hulle het dit bewerkstellig, hulle het dit gevestig, juis om vir julle die geleentheid te gee, sodat julle dit kan volg. En wil ek juis vanmôre juis op Vadersdag, wil ek vra, Pa, watter spore trap jy? Watter skoene dra jy, sodat jy
spreekwoordelik, spore laat vir 'n volgende generasie om in te trap. Is jy besig om 'n kultuur te skep dat oor vakansietyd is dit nie nodig om kerk toe te gaan nie? Wat gebeur hier in ons eie gemeente? As dit nie katedrese is nie, dan is hoeveel van die sitplekke leeg. Want dan is dit vakansietyd, dan is dit nie nodig om kerk toe te gaan. Dit is gemaklik. Wanneer dit 'n spesiale dag is soos Vadersdag, dan is dit 'n baie gemaklike verskoning om aan te bied om te sê net maar ons familie kom kuier of ons gaan vir die familie kuier. So, ek gaan nie kerk toe nie. Daarmee sê ek nie dat jy nie by jou familie moet kuier nie. Dit is baie nodig om saam met familie of vriende te kuier. Daarmee sê ek nie, dit is nie reg om vakansietyd weg te gaan nie. Mense gaan, asseblief gaan op vakansie. Gaan rus en kom weer vol nuwe energie terug. Maar wanneer jy nou op vakansie gaan, kom ons sê jy gaan 'n bietjie Hermanus toe, lekker. Sê toe. In Hermanus is 'n kerk. Terwyl jy daar op vakansie is, en jy is heel moontlik op 'n Sondag daar, terwyl jy daar is, het jy al die moeite gedoen om 'n bietjie Hermanus se eredienste te gaan bywoon? Sien, ons raak so gewoond daaraan, dat die wêreld vir ons allerhande verskonings gee, om nie die tradisie vol te staan, of te volg, of die tradisie te skep, dat dit gemaklik raak. En, weet julle wat is die ergste? Dat deesdae is dit nou so, jy maak ten minste party mense doen die moeite en maak verskoning. Maar jy maak verskoning en dan is dit nou goed genoeg. Vroeger sou iemand vir jou gevra het, hoekom was jy nie in die erediens nie? En deesdae, wanneer jy verskoning maak, dan moet dit nou maar net aanvaar word. Ek woon nie, ek stuur 'n boodskap nie, verskoon my van Sondag se erediens. Ten minste maak jy verskoning, dankie. Maar wat gaan ek nou sê? Ek is nie doop nie. Nou stuur jy die boodskap. Wat gaan ek nou sê? Wat gaan ek nou daar doen? Want die oomblik as ek jou nou oor jou vingers stik oor die feit dat jy te min die eredienste bywoon, dan ruk jy jou boude so ver oor jou kop, dat jy woon, dan gaan jy nou maar na 'n ander gemeente toe. Want wie is die dominee om my nou aan te spreek? Of ek kyk eerder die kerk op die televisie, as jy doen, of ek luister die erediens op die radio, want daai dominee gaan jou nooit aanspreek, of oor jou verantwoordelikheid, oor die feit dat jy nie die erediens bywoon nie. Dis lekker. Nehemia het dit gedoen. Hy het ons oor hulle vingers getik. Dis wat hy nie gedoen het in hierdie teks. Hy het vir hulle gesê, julle het 'n verantwoordelikheid om kerk toe te gaan. Julle het 'n verantwoordelikheid om die ouens wat diens doen in die tempel, om hulle lewensonderhoud te betaal. En toe het hy vir hulle gesê, hierdie is 'n baie goeie geleentheid, juis, nie net om die kultuur wat julle voorouers gehad het, om die godsdienstige kultuur, om dit weer na te kom nie, maar juis vir die nuwe generasies, dit weer daar te skep. Julle bring hulle hier in, om vir hulle 'n beter lewe te gee, as daar in die diaspora in die woestyn. Juis daarom moet julle die eredienste weer bywoon, sodat julle vir hulle, as deel van die beter lewe wat jy vir hulle wil vestig, om hulle kerk toe te vat, want dit is deel daarvan. So ek wil vanmôre sê, dankie. Dankie vir die paas wat die moeite doen, om hulle verantwoordelikheid as priester en familiehoof, godsdienstige leier,
in die familie, in die gesin, julle wat daai verantwoordelikheid nakom. Dankie dat julle kinders in die kerk grootmaak. En daarvan wie 'n pa is nie, dankie vir die maas wat daai verantwoordelikheid nakom. En nou weet ek praat vanmôre heel moontlik met die verkeerde mense. Maar hopelik gee ek vanmôre vir jou genoeg, sodat jy, jou buurman of een wat vanmôre langs jou veronderstel is om langs jou te sit, hierdie week 'n oproep te maak of te gaan koffie drink en te sê, luister, jy was nie Sondag in die erediens nie. En moenie kom met verskonings nie. Jy was nie daar. Wat 'n voorbeeld stel jy vir jou kinders? En dan drink jy koffie klaar en dan gaan jy so. Wat hulle 'n bietjie iets het om oor te dink. Ons kan nie aanhou om toe te laat dat enige moontlike verskoning 'n gemaklike rede is om nie kerk te gaan. Want wat leer ons vir ons kinders? Watter spore laat jy? Dit is die lekkerste ervaring wanneer jou dogtertjie op jou skoen, op jou voete kom staan. Kom ons sê nou by 'n troue. 'n Pa se voete. En jy vat haar vas en jy dans saam met haar. Dis een van die lekkerste ervarings. Daai selfe moet gebeur in die kerk. Kinders doen nie wat ons vir hulle sê hulle moet doen. Hulle doen wat ons doen. Of jou kind te sê om kerk te gaan, gaan hulle nie kerk toe. Dan sal hulle nie kerk toe gaan. Jy moet hulle bring. So ek hoop, paas en maas, ek hoop vanmôre besluit jy om weer bietjie jou kerkskoene aan te trek, sodat jou kinders hulle sin kan aantrek. Amen. Kom ons bid. Here, ons bely dat ons soms bietjie lui raak, moeg raak, verveeld raak. En dat ons daarom dan gemaklike verskonings uitdink oor hoekom ons nie hoef kerk toe te gaan, of nie hoef deel te neem aan die gemeente se aktiwiteite, soos 'n gemeentebraai of wat ook al. Ons het 'n klomp verskonings. Help ons om weer 'n bietjie erns te maak met ons verantwoordelikheid ten opsigte van ons geloofsgemeenskap, want dit strek verder. Dit is juis dit wat die kultuur vestig, dat ons kinders die volgende kerkraad sal wees. Dankie Here, dat U vir ons die geleentheid gee, en dat ons in tekste soos hierdie in Nehemia weer bietjie geïnspireer raak, om wel erns te maak hiermee. Dankie vir die ouers, paas, maas, oumas, oupas, ooms en tannies, wat die moeite doen om hierdie kultuur oor te lewer. Want dit gee aan die volgende geslag die geleentheid om vir hulself te besluit. Maar as hulle nie daaraan blootgestel word nie, kan hulle nie die keuse maak nie. Dankie vir hulle wat die blootstelling bewerkstellig en erns maak. En die wat op hierdie stadium so half louerig raak, wil jy hulle asseblief deur 'n medegelowige of selfs dalk deur die Gees konfronteer daarmee, dat hulle weer moet warm raak
Jesus Christus. Amen. Ek gee geleentheid vir die opname van die dag. Here, ons gee met oorgawe en met 'n dankbare hart terug uit dit wat U vir ons gee. Here, om op so 'n manier dankie te sê vir U versorging en vir U seën. Ons bid, Here, dat dit wat ons gee, ons offer vanmôre, dat dit ontvanklik sal wees vir U. Here, dat U dit sal gebruik tot uitbreiding van die koninkryk en tot verheerliking van U naam. Amen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou staan vir ons slotpsalm. Dit is lied 543, versie 1, 2 en 3. Here Jesus, ek is klein. En ek bly staan vir die seënuitspraak en die sin van die amen. Dankie vir die jeugbediening, vir die moeite met die Vadersdag geskenkies vanmôre en vir Moira vir die lekker pisangbroodjies. Paas, julle mag dit nie deel vanmôre nie, dit is julle sin. Ja, al steek jy dit weg en jy eer dit môre op die trekker of die stroper, maar dit is joune. Kom ons staan en dan sluit ons af. Remember
die water in en dan kom kuier jy lekker saam met ons voordat jy na huis toe gaan en gaan Vadersdag vier. Medegelowiges, gaan geniet jou week. Ek hoop dat dit vir jou 'n baie wonderlike, vrugbare en spesiale week sal wees. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly nou en tot in alle ewigheid. Amen.